Hartlik goeiemôre, mag die hierdie baie ryklik seën as sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, leeu's kan maklik vir tot 'n week sonder water gaan, 4 tot 5 dae en dan soms tot 'n week sonder water gaan. En hulle kry nogal genoeg vog ook in deur die prooi wat hulle vang en wat hulle ook so eet dan. En wanneer dit kom by die woestynleeu's is dit baie interessant dat hulle sal van die dou van die blare afdrink en dan sal hulle van die tsammaspan spekke ook eet om vog in te kry om sodoende dan ook te oorleef. Wonderlik hoe hulle kan aanpas, né? En ons het gedink 'n leeu eet net vleis. So liewe vriende, mag ons seker maar so sien hoe die Here wonderlik sorg ook vir die diere van die veld en ons weet dat hy vir ons ook so sal sorg dan. Ons wil dan graag vanoggend so met u deel daar uit Psalm 32 uit en daar's ons 3 sake wat eintlik daar genoem word wat ons vanoggend net aan u wil voorhou oor wanneer iemand gelukkig is of wat beteken dit dan om gelukkig te wees in hierdie lewe. Nou as u dalk nou vanoggend nou moet sê, wat sal u sê is die 3 dinge wat u in die lewe moet hê om gelukkig te wees? Nou ja, party mense mag sê geld en ons almal weet geld maak nie mens regtig gelukkig nie. Dit kan help in baie dinge en is nodig vir baie dinge, maar dit is nie noodwendig dat dit geluk bring nie. Maar liewe vriende, ander iemand mag sê mag en ons weet dat selfs dit nie eens geluk bring nie, liewe vriende. Iemand anders mag dink al die plesier van hierdie wêreld, maar ons weet dit raak ook leeg en dood. So wat is dit wat 'n mens dan gelukkig maak? Hierdie 3 dinge word in die Bybel vir ons gegee. Die eerste ene is daar in Psalm 32, ek kan maar vers 1 tot 5 lees, maar vers 1 sê, 'n Psalm van Dawid, 'n onderwysing. Welgeluksalig is hy, wie se oortredinge vergewe, wie se sonde bedek is. Dit is iemand wat gelukkig is, iemand wat vergewe is, iemand wat sy sonde bedek is, iemand wat nie meer skuldig is voor die Here nie. Dis iemand wat gelukkig is. Maar iemand wat nog maar in hulle sonde lewe en aan hulle sonde vashou, kan nie gelukkig wees nie. Die prys sal net doodeenvoudig te duur raak op een of ander stadium. Die tweede saak wat daar is, liewe vriende, is dat iemand is gelukkig wanneer die bewarende hand van die Here oor hulle is. Daar in Psalm 32 vers 7 staan daar, U is 'n skuilplek vir my, U bewaar my vir benoudheid, U omring my met vrolike gesange van bevryding. En dis die wonderlike saak, dat as u die bewarende hand van die Here oor die lewe so mag ervaar en ondervind. Job het dit ervaar en ondervind en die duiwel was jaloers op. En hy het sekerlik ook so dit nou maar probeer gebruik, om dan die geweldige toetse te bring, wat oor Job dan moes kom, en dat die Here tog net sy bewarende hand so bietjie wegtrek van Job af. En liewe vriende, maar Job het nog steeds die Here bly dien. Maar ons sien hoe hy baie gelukkig was, en elke opsig van die lewe, terwyl die Here se bewarende hand so oor hom was dan ook. So sal dit vir u ook wees, as die bewarende hand van die Here oor die lewe is. Die derde, liewe vriende, is, wanneer 'n mens bewus is van God se werking in jou lewe. Psalm 32 vers 8 begin daar, hy sê, ek wil jou onderrig en jou leer en gaande die weg wat jy moet gaan, ek wil jou raad gee, my oog sal op jou wees. Dit is wanneer iemand ook gelukkig is, liewe vriende, wanneer ek merk, God is met my, die Here leer my, hy praat met my, ons is in hierdie wonderlike lewende verhouding, en dat die Here sekerlik weet wat in my lewe aangaan en gebeur, en dat hy daarin kom raad gee, leiding gee, en die wonderlikheid dat ons weet dat die oog van die Here sal op 'n mens wees. Liewe vriend, is u verhouding met die Here so kosbaar, kan u vanoggend sê dat u hierdie ware geluk in die Here gevind het, of soek u ware geluk in die plekke van die wêreld en dit is nie daar nie? Wil u nie na die Here toe draai en na hom toe kom en in hom die ware geluk ontvang dan ook? Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, ons bid vir baie mense vandag wat dink dat hulle geluk kry in hierdie wêreld en dit daar gaan soek, maar dat hulle nog nie na u toe gekom het nie. Ons bid dat hulle na u toe mag kom. Vergewing van sondes kan ervaar, bewaring van u kan ervaar en u werking in hulle lewe, en ons eer u daarvoor. Amen.